Hallo julle, welkom by Ratel Rugby se podcast. Vandag het ons hier voorreg om bietjie met Louis Koen te praat. Hy is betrokke by SARU, veral op die talentidentifikasie en talentontwikkelingsprogram. So Louis, ja, baie lekker om jou te hê. Ons gaan vanaand so oor 'n paar voetjies gesels veral rondom die, kom ons sê, die jong talentvolle spelers en hulle ontwikkeling en die pad vorentoe. So ja, baie lekker om jou te hê. Ek dink as jy sommer vir ons net kan inspring met so 'n bietjie van 'n geskiedenis oor jouself. Ek weet jy het Kruinweek 92-93 vir WP gespeel. Toe lang loopbaan by WP, later aan Leeu's toe, dis waar ek en jy paai gekruis het. So maar ja, as jy dan vir ons so 'n bietjie agtergrond kan gee rondom jou spelergeskiedenis as speler, hoe jy by afrigting betrokke geraak en jou huidige posisie nou by SARU. Ja, baie dankie Dion, dankie dat julle my het. Is lekker om by jou te kuier. Man, ja, ek het soos jy sê by die WP gespeel, toe ek Leeu's toe en ek het 'n bietjie by die Bulle gespeel. En toe is ek oor see Frankryk toe in 2005 en toe ek daar terugkom het ek begin afrig by die WP. Ek het eers onder Nick Mallet afgerig daarso en toe het Rassie Erasmus gekom, Stormers toe en ek het saam met hom gewerk. Dion Davids by Boland en toe van daar af het Rassie my aangestel by SA Rugby, wat hy daai tyds genoem het die Mobile Coaching Unit of die MOBI Unit. En ja, van daar af, ek was betrokke by al die SA Rugby spanne vanaf die onder 18s, die junior Springbokke, die vroue span, die Springbok span, was ek bevoorreg om by betrokke te wees as afrigter. En toe het ek so 'n bietjie oorgeskuif na 'n bestuurspos waar ek hoë prestasie bestuurder was en dit is in 'n baie, om dit baie vinnig te verduidelik, ons identifiseer die talent in ons land en ons sit hulle in 'n talentontwikkelingsprogram vanaf ouderdom 15 en die doel van daai program is om uiteindelik 'n junior Springbok of onder 20 groep te kies. So dis so, kom ons sê 'n 5 jaar program wat ons met die seuns loop en ek het dit bestuur en huidiglik is ek in 'n rol waar ek meer kyk na die kontraktering van spelers in die man 7 span, die vrou 7 span, die vroue Springbokke en dan ook is ek nou in beheer van die onder 18s. As hulle klaar is met SA skole, dan speel ons in 'n onder 18 reeks teen Engeland, Frankryk, Ierland en Georgia en ek bestuur daai program ook nou. So ja, so 'n bietjie van alles, bietjie afrigting, bietjie talentidentifisering, kontraktering. En ja, geweldig geseënd en ek leer maar soos ek aangaan. Louis, ek dink daai MOBI unit, jy my nou korrigeer, maar dit was jy, Jacques Nienaber was in daai MOBI unit, Sean Roux, en daar was, hoekom mis ek iemand, wie was daar nog? Pieter de Villiers, die skramafrigter. Yes, okay. En Rassie self, Rassie het die lynstaande gedoen. Okay, so was jy. En die ander ding wat jy was ook op 'n tyd, wanneer was jy was by Heineken Meyer ook op 'n tyd die skopkonsultant, skopafrigter, ek weet nie hoe noem mense dit nie. Ja, ek was voltyds skopafrigter op daai stadium vir Heineken, maar ek was nog steeds deel van die MOBI unit, so Rassie het my, wanneer die Springbokke nie, kom ons sê in kamp was of in kompetisie was nie, het ons al die ander nasionale spanne en al die super rugby spanne gehelp, en dan sodra die Springbokke bymekaar gekom het, was ons voltyds as deel van die afrigtingsspan van die Springbokke, so ja, ek was 4 jaar saam met Heineken ook, ja. Okay, lekker, ja, nee, daar's 'n behoorlike CV. Gou by jou hoor, op daai speler-identifisering waarvan jy praat, nou, so julle, op watse ouderdom begin daai identifisering al? Dion, so, kom ons vat dit so 'n bietjie terug. Rassie het die program begin in 2013, het hy, ons noem dit EPD, Elite Player Development Program, en Rassie het gesien as 'n behoefte dat ons begin om spelers te identifiseer, maar dan, kom ons sê die geleentheid gee om op 'n vroeë ouderdom die Springbok kultuur of die SA Rugby struktuur te beleef. En ek dink die groot doel daarvan was om ook transformasie te help, sodat ons noem dit 'n groep kan kies wat ons, ek die Engelse woord wat ek in my kop het, 'n depth list, 'n dieptelys, waar ons dan elke jaar groep het ons dan omtrent 3 diep in sy posisie kon ons identifiseer
en ons kon seker maak dat ons transformasie daarmee bevorder deurdat ons hoë prestasie kampe kon hou waar 'n ou soos Rassie, Jacques, Pieter de Villiers, Sean, jy weet hierdie jong kinders al van 'n jong ouderdom kon wys maak en tou wys maak in hulle posisies. So dit was die doel daarvan om mee te begin en toe het ek in 2016 toe Rassie het Rassie dit aan my oorgegee en van toe af bestuur ek die program. So ons begin op ouderdom 15 en hierdie kan nou 'n lang verduideliking wees, maar ek gaan dit probeer baie kort hou om dit vir die luisteraars mooi uit te pak. Ons begin op ouderdom 15. So die seuns speel reg oor Suid-Afrika daar is in die Kaap by hoër jongensskole onder 15 toernooi waar baie skole speel. Maar dan is daar ook reg oor Suid-Afrika klomp onder 15 toernooie en liga wedstryde. En SA Rugby het omtrent so 175 scouts. Elke unie is verantwoordelik om sy eie scouts te identifiseer. Ons gee vir hulle die opleiding in terme van ons het 'n ekskuus vir die Engels Dion, maar ons het 'n scouting manual geskryf waarby dan ons hierdie scouts deur die unies laat oplei en hierdie scouts is dan in die veld en hulle rol is elke unie moet aan die einde van daai seuns onder 15 jaar is elke unie getaak om 'n sekere nommer spelers te identifiseer en te nomineer. So aan die einde van die seuns onder 15 jaar kom omtrent so 250 name reg oor die land kom na ons toe. Kom na ons databasis toe. En unies word ook getaak om hulle nommers aan te pas volgens die grootte van hulle demografie, as dit die regte woord is. Byvoorbeeld WP sal baie meer spelers sal getaak word om baie meer spelers te nomineer as byvoorbeeld die Griffins met met respek nou in terme van die hoeveelheid skole wat deelneem bla bla bla. Dan vat ons daai lys. Ons het nou 250 name en ons vat daai lys na daai seuns onder 16 jaar toe. Ons herhaal die proses. So die lekker ding van die onder 16 jaar groep is dat daar so is onder 16 toernooi by Parel Gimnasium, daar's Wille Klawer, daar's ons 'n klomp onder 16 liga wedstryde en dan natuurlik is daar mos nou Grand Como. So die lekker ding van die onder 16 jaar is dat die proses van identifisering saam met ons scouts en saam met elke unie se proses om 'n provinsiale span te kies, word daai, kom ek sê met nou so the cream rise to the top. As ek dit so kan stel. So ons gaan kry 'n week toe met ons lys wat ons het en deur die jaar het ons nou daai lys 'n bietjie minder gemaak miskien. Maar ons kan Grand Como toe gaan en ons kan redelik akkuraat gaan vergelyk met name wat deur die scouts ingekom het en name wat deur die provinsiale unies gekies is. So ek kan sien Dion de Kok was gescout toe hy onder 15 was en ja, hier word hy wel vir die leeu's of vir die valke gekies. So die scout stem ooreen met die provinsiale afrigters, die skole afrigters wat betrokke is in hierdie hele proses. Dis nie net 'n paar mense nie, dis baie mense wat betrokke is in die proses van talentidentifisering. Dan gaan ons Grand Como toe. En op Grand Como het ons 'n spesiale ek sal dit noem 'n paneel van nasionale keerders, onder 16 rugby afrigters van skole. Ons het 'n hoë prestasie departement wat te verteenwoordig is. So aan die einde van elke wedstryd by Grand Como sit daai paneel van omtrent so ek dink ons is omtrent so 20 in die kamer wat dan daai wedstryd bespreek en ons begin 'n proses waar ons die dag se spelers kom ons sê ons sal sê right, kom ons het gekyk die leeu's teen SVD en kom ons begin by al die voorrye. Right. Is daar enige iemand wat die leeu's enige van die spelers wat julle wil nomineer? En as daar 'n ouetjie is wat kom ons sê 10 van die mense in die kamer sê jy's die leeu's loskoppie was baie oulik goed geskram, sy shape het baie goed gelyk, hy het endurance mooi gebol carry, het goeie tackles gemaak, dan sit ons sy naam op die lys. En so gaan ons deur die week. En ons paneel bespreek elke aand die wedstryde.
op die einde van Grand Como het ons amper so al 'n ranglys per posisie omtrent so 5 diep. En aan die einde van die kinders onder 16 jaar het ons 'n hoë prestasie kamp met hulle. Ons nooi 75 seuns na daai kamp toe en ons nooi ook en ek dink Dion die geheim van ons en ek sê dit baie nederig, die geheim van die proses is dat na daai kamp toe nooi ons ook die seuns se skole afrigters. Want onthou nou, ek sien net 'n seun by 'n Grand Como. Ek ken die seun glad nie. Hy lyk vir my na 'n oulike rugby speler. Jy weet hy spring mooi in die lyn staan. Sy vorm in die lyn staan lyk goed, sy delivery lyk goed, sy scrumwerk lyk goed, sy ball carries lyk goed, maar ek ken nie die seun nie. Die afrigter wat met hom werk by die skool, werk met hom elke dag. Hy weet wat se tipe karakter hierdie seun het, wat sy werksetiek, hoe lyk sy dissipline, hoe lyk sy akademie, is hy coachable, het hy 'n leerbare gees. So ons nooi 'n klomp afrigters na daardie kamp toe en saam al SA Rugby se afrigters en saam hierdie skole afrigters werk dan met daai seuns vir 'n week lank. En ons regtig begin die seuns in diepte toets. Ons toets hulle op fisies, skills, allerlei fasette. Hulle speel 'n wedstryd teen mekaar, wedstryde. Hulle word afgerig en ons begin 'n profiel bou. Ons noem dit player profiling, ekskuus vir die Engels. En die lekker ding daarvan is, dis nie SA Rugby nie, alleen nie. Dis saam met sy skole afrigter, dis saam met sy provinsiale afrigter. Wat vir ons sê, hierdie seun se sterkpunte is ABC, maar die goedjies waarna hy moet werk is X, Y en Z. So ons begin om sy profiel saam met sy skole afrigters te bou. Ons herhaal daai proses onder 17. Ons nooi nie weer 75 nie, maar ons nooi 65 na daai volgende kamp toe en ons nooi weer sy skole afrigters saam met hom. Onder 18 herhaal ons die proses weer, maar ons het nou die voorreg dat ons 'n Kruiwenweek het en ons het die voorreg dat ons 'n SA skole week het na Kruiwenweek. En vir Kruiwenweek kies ons 52. So onthou nou die proses begin met 250. Ons wentel dit af na 100, dan na 75, dan na 65, dan na 52. En gedurende daai hele proses is dit nie SA Rugby alleen nie. Dis skole afrigters, dis provinsiale afrigters, dis keerders. Daar gaan baie werk in om daai groep al kleiner en kleiner te maak. En die data wat ons kry uit skole rugby uit, spreek vir ons eintlik boekdele. Want ons kyk na die data, ons kyk hoeveel tackles word gemaak, ons kyk hoeveel breakdowns word geslaan, ons kyk na ouens se scrum sukses, se skop sukses, bla bla bla. Laastens, ek dink net om mee af te sluit, want dit raak nou 'n lang storie, is Kruiwenweek. Ons gaan Kruiwenweek toe, en ek is nie skaam om dit hierso te sê nie, want dit is die waarheid, dis die proses. Ons gaan Kruiwenweek toe met 'n lys, wat ons al klaar, onthou nou, ons het begin toe al onder 15 is. So ons het 'n goeie idee as ons Kruiwenweek toe gaan. Wie is die top 3 per posisie? Dan gaan ons Kruiwenweek toe en ja, ek sê vir jou, omtrent op elke Kruiwenweek steek daar is 'n seun sy hand op wat nie op daai lys was nie of wat nie onder die top 3 was nie, wat dan inkom. So dis nie 'n vaste my way or the highway set in stone lys nie. Daar is definitief seuns wat op Kruiwenweek self nog in 'n SA skole span kom. Maar ons gaan daartoe met daai lyste. Ons werk deur Kruiwenweek, ons die nasionale keerders is daar, die SA skole afrigters is deel van die paneel. Ons sit na elke dag se wedstryde, analiseer ons die wedstryde, ons bespreek die seuns en dan word die 2 spanne gekies. 2 spanne van 26, 52 in totaal. Hulle noem dit nou maar die SA skole span en die SA skole A span. En daai 2 spanne bly dan vir 'n week agter na Kruiwenweek. En die SA skole afrigters werk dan met hulle vir 4-5 dae om voor te berei vir die onder 18 internasionale reeks wat oor 2 weke of 3 weke van daai datum afgespeel word. Ons het net geleer in die verlede, as ons nie daai week bymekaar is nie, dan kom ons letterlik 3 dae voor die eerste toets teen Engeland bymekaar in Augustus en ons is 'n bietjie uit ons diepte uit. So ons begin dan al voorberei daarso en die seuns speel ook teen mekaar daar as soort van 'n finale proewe. Laas jaar byvoorbeeld was Marcus Miller in die kom ons sê die tweede span en hy het homself in daai proewe ingespeel in die A-span in.
of in die eerste span in. So, dan moet ek net afsluit deur te sê, jy kan net SA skole speel as jy op kruimweek is en as jy in die skool is. So, na SA skole gekies is en daai week afgehandel is, dan is SA skole afgehandel. Daarna vat SA rugby oor, want SA rugby is nie in beheer van SA skole nie. Dit is SASRA, Suid-Afrikaanse Skole Rugby Assosiasie. Eers nadat SA skole afgehandel is, dan vat SA rugby oor en julle sal sien, daai 2 spanne word genoem, 'n SA onder 18 span en 'n SA onder 18A span. Dis nie meer SA skole of SA skole A nie. Dis dieselfde kinders, maar die verskil nou hierso is dat daar mag 'n ouetjie gewees, né, wat kom ons sê onder 16, 17 en 18 die nommer 1 hakker in die land was op ons lyste volgens ons stelsel, maar hy het net voor Kruiwenweek 'n maagvirus opgedoen, in die hospitaal geëindig en hy kon nie Kruiwenweek toe gaan nie. Ons voel baie sterk dat ons dan daai seun kan insluit in 'n SA onder 18 span, al was hy nie by Kruiwenweek nie, want ons voel vanaf daai punt begin ons voorberei vir SA onder 20. So dit is hoekom ek hoop daar's miskien baie mense wat vra, maar hoekom sal 'n seun SA skole gespeel het, maar ewe skielik is daar 'n ander seun wat nou bykom by SA onder 18 en is baie keer die rede. Ouens is beseer voor Kruiwenweek of hy's nie in die skool nie, maar hy's nog steeds 18 jaar oud. Hy kan al op universiteit wees, maar hy's nog steeds onder 18. So dan kan ons hom kies vir SA onder 18. En dan Dion om af te sluit, daai 52, né, gaan dan onder 19 na die SA Rugby Akademie toe. Ons kies 45 en as hulle onder 20 is, dan kies ons éventueel 30 om na die Junior World Cup toe te gaan. So die hele proses van 250 name werk dan 100, 75, 65, 52, 45, 30. So dis hoe die hele proses loop. Dus dankie Louis, daar is baie insiggewend, want ek dink daar is 'n paar vrae of paar opmerkings wat opkom. Ek klink nou soos daai ou in my dae, maar in ons daar kry net mos so gewerk. Jy het 3 blinders en jy's in 'n SA skole span, want hulle sien die eerste keer en ek dink baie mense dink dit werk nog so. Hulle dink jy gaan Kruiwenweek toe en die keerders kyk in daai week en hulle kies hulle span op grond van die week, maar soos jy sê, dis glad nie meer so nie. Ek dink die ander ding is, want ek hoor dit baie, maar as jy sê, hoeveel scouts het jy gesê het julle reg oor die land? 175, ja. 175. So wat jy vir my sê, en ons het so 'n paar jaar terug hier gesprek gehad, as daar talent is in Pofadder, gaan hy gesien word. Absoluut. Want ek dink dis wat baie ouens sê, ja, maar hulle kyk net na die groot skole. Ek dink die probleem waarmee mense sit, ongelukkig, die groot skole raak die trekpleister vir die talentvolle spelers. Dan lyk dit asof mense net na die groot skole kyk. Maar wat jy nou eintlik sê is, as daar talent is daar buite, gaan hy raak gesien word. En die proses wat jy volg is eintlik, dis ongelooflike sorgvuldige proses. Daar is seker, ek weet nie wat jy Afrikaanse woord vir late bloomers, ja, seker late bloomer, maar jy gaan hom ook optel. So. Ja, nee Dion, ek bedoel, ek gaan nie hierso sit en sê ons is perfek nie. Ons het al baie keer dit verkeerd gekry en ek dink 'n ou moet mos oop en eerlik wees daaroor en sê daar is altyd ruimte vir verbetering. Ons altyd ruimte om dit beter te doen. Daar's altyd 'n ouetjie wat selfs op 'n Kruiwenweek of selfs na Kruiwenweek, na skool, as hy onder 19 of onder 20 of selfs 23 jaar oud is, jy weet, sy hand opsteek en deurkom. So ons is nie naïef om te dink ons het 'n perfekte program nie en ons laat altyd die deur oop vir enige geval. Daar's seuns wat uitval, daar's seuns wat inkom. So ons maak dit ook baie duidelik vir die seuns, as jy in 'n hoë prestasie groep is, onder 16, onder 17, is dit geen garantie dat jy volgende jaar weer genooi gaan word nie. Jy moet nou huis toe gaan en die terugvoer wat jy gekry het van die afrigters op die kamp en jou eie skoolafrigter het ook daai terugvoer gehoor. Hy het in dieselfde kamer gesit toe ons die one-on-one met jou gehad het op die laaste dag. Het ons vir jou gesê, Dion, jy moet gaan werk aan jou skoppe. Jy moet gaan werk aan jou bench press. Jy moet gaan werk aan jou pull-ups. Jou skoolafrigter het in die kamer saam met jou gesit. En nou gaan jy huis toe en jy kom volgende jaar in die toets swakker. Dan ongelukkig is daar nie, los jy vir ons geen keuse om jou eers te laat gaan en vir jou
jy weet, miskien kan jy later weer inkom, maar dis tyd dan vir 'n volgende seun om 'n geleentheid te kry. So dit is 'n baie kompeterende omgewing, Dion. Daar's ongelooflik baie talent. En dit is 'n 'n groot eer om in daai hoë prestasiegroepe te wees. En die seuns kry die boodskap baie duidelik, is dat jy's nou hier, maar talent got you in the room, but character is going to keep you here. So nou, ons het nou jou talent raak gesien, maar nou moet jy vir ons karakter wys. Hierso is jou hoekons. As ons jou weer sien, wil ons verbetering sien. En as dit nie is nie, ongelukkig gaan jy uitval uit die program uit. Halleluja, ek dink die groot ding daar is, ek dink is baie waar wat jy sê, want mense sê altyd, wat is daai diferensierende lyn? En ek dink karakter is, dit is dalk die diferensierende lyn, hè? Want ek dink selfs die ou wat absoluut briljant is en op water loop op skool, as jy karakter het, jy gaan hom inhaal een of ander tyd. Want talent en harde werk, almal begin, dit raak amper par for the course, né, op 'n sekere punt, dan begin karakter en al daai goeters. Maar ek dink die proses, en wat die proses dalk ook makliker maak, is juist met tegnologie deesdae. As jy nou vat, sê so supersportskools, van die skooloukies, ons noem nou maar Marcus Miller, hulle is al huishoudelike name, né? Ek meen, ons het laas jaar het ek en MW en Nico juis Kruinweek toe praat ons oor Marcus Miller, want as ek reg onthou, hy was nie in WP se beginspan nie. Ja, hy was. En soos jy nou sê, toe het hy deurgegaan, SA skole B, of wat jy dit ook al wil noem, en toe SA skole. En hierdie jaar is hy, hierdie jaar loop en vee almal van die veld af, so absoluut briljante speler. Wie is die ouens, ek gaan jou dalk op die spot sit, en as jy dit nie wil antwoord nie, is dit ook reg so. Spelers wat vir jou uitstaan op hierdie stadium, want ons praat nou van 'n Marcus Miller, ek dink natuurlik, dis Quentin Potgieter, agste man van Gimp, dis nou maar ouens waarna ek vinnig dink, McDonald, agste man van Affies, ek like hom, uisterspeler, het jy, en ek meen dit, wat jou opinie het, glad nie konteks tot die SA skole span nie, maar ouetjies wat jy raak gesien het, wat indruk maak hierdie jaar. So, Dion, dis 'n moeilike vraag, want daar is so baie, né? Dink ons is so geseënd, en ek dink, ekskuus, ek gaan nou 'n bietjie van die punt af gaan, maar ek wonder hoe gesond dit is vir ons, dat ons skole rugby so sterk is, en so kompeterend is, en so groot, ek wil amper sê, so aan die groot klok gehang word. As jy gaan kyk na die Nieu-Seeland se model nou, jy kan nou argue, wel, ons is nommer 1 in die land, so ons moet nie kla oor hoe dit werk in ons land nie. Maar Nieu-Seeland byvoorbeeld, as jy gaan kyk na hulle topskool, in hulle grootste derby, dan gaan jy omtrent 500 ouers langs om die veld sien. En dis 'n gewone Saterdagoggend, dis 'n skole rugby game. Daar is so 500 tot 1000 mense daar rond. Dit word nie groot klok gehang nie. Hulle speel lekker, en dan hulle hoë prestasie begin eers na skool, wanneer ouetjies dan na die verskillende akademies toe genooi word. So sê nou maar die Canterbury Crusaders het 'n akademie. Hulle sal 'n ouetjie uit die skool uit bring na die akademie toe, en eers dan begin daar high performance. Ons high performance begin op ouderdom 14. Dis hoe ek daaroor voel. Jy weet, die meeste skole begin nou al high performance hardloop onder 14. Jy weet, ouetjies begin al op onder 13, onder 12 vlak, 5 uur die oggend laai mammas ouetjies by skool af, vir 'n oefensessie voor skool, op 12, 13 jarige ouderdom. So, ons het hierdie mond, nee, ek sê dis 'n monster hier. Ons het hierdie ding geskep waar die seuns so blootgestel word aan high performance en aan kompetisie, en dan is die afgrond na skool is huge, want ek sê nou vir jou, onder 19, onder 20, onder 21 rugby na skool is nie eers naastenby wat dit op skoolvlak is nie. As ek nou vir jou vra of jy weet wie het gewen tussen die Cheetahs en die Leopards in 2 weke terug se onder 21 game, jy gaan nie eens weet waar hulle gespeel het, of hulle in Bloem gespeel het, en of hulle, so, ekskuus, die punt wat ek wil maak is daar so baie talent, en ongelukkig yster slyp yster, soos het hierdie kompetisie geskep, wat hierdie kinders so vinnig boontoe druk,
dat ek wonder hoe gesond dit is. Jy weet, ek wonder hoe as jy kyk na die aantal beserings wat seuns optel 18, 19, 20. Ja, is ek maar net so bietjie bekommerd daaroor, maar ag, daar's so baie talent as ek dink aan Siaya van die Sharks en Nella van die Sharks, talentvolle agterspelers. As ek dink aan Affies, ongelooflike goeie pak voorspelers, goeie voorrye, goeie 9-10 wat die wedstryde bestuur vir hulle. Ek dink Garsfontein het 'n oulike voorry. As ek dink aan hier onder in die Wes-Kaap, ek dink oor jongensskool het 'n baie uitsonderlike begaafde span reg deur die bank van nommer 1 tot nommer 15. Ja, so ek wil die kinders uitsonder nie. Ek dink ons talent is ongelooflik. Ek dink die groot geheim is vir ons om hulle nie te vroeg te breek nie, Dion. Dit is maar my groot bekommernis. Jy weet, die druk op die kinders en ou kan dit maar druk noem van ouers en verwagtinge van skole en verwagtinge van old boys. Dis asof dit net op hierdie kinders se skouers geplaas word. En ja, dan moet die ou nog hierna wiskunde som doen in 'n Afrikaanse voorgeskrewe boek lees en een of twee meisies nog soen ook in die proses. So dis maar 'n heavy burden om te dra vir 'n 18-jarige seun, jy weet, maar ja, om jou vraag, eintlik het ek nou eintlik nie jou vraag beantwoord nie, maar ek wil nie regtig seuns nou uitsonder nie, maar ek dink die talent is ongelooflik in ons land. Nee, ek hou van waantoe jy gaan met die gesprek. Want ek dink dit is, want een van die vrae wat jy wou vra is juist met die identifisering van die onder 15. Dis al klaar baie druk van verskillende kante af. Want ek sê altyd byvoorbeeld soos die beurse wat hulle gee. Sê ek is nie vir beurse nie, ek is nie teen beurse nie, maar ek dink as wise means, daar's spelers wat actually geleentheid kry wat dit nooit sou gekry het nie. Absoluut. Maar die flip side is baie keer daai ouetjie en jy weet self, waar ouetjie kry beurs en hy en sy ouers dink hy het gearriveer. Hy is nog so ver van die wenstreep af, dit is net die snaaks, maar mense besef dit nie, maar die druk wat met dit gepaard gaan, en presies wat jy sê, ek dink, ons probleem, en Jacques Nienaber het self gesê, ons is geseën met kwaliteitsspelers in die land, maar dit is ook dit byt ons ook in die hakskeen, want ons hoef, ek sê altyd, in Suid-Afrika, en dis hoekom Ierland seker ook so goed is, ek dink Australië is nou nie op 'n goeie plekkie, maar is dieselfde. As jy net seker hoeveelheid spelers het, moet jy beter coach. Ja. En in ons land kan jy maklik, sorry, jy maak dit nie, cheers, dan gaan jy volgende hou in. Ja. Want ons het net, ons rugby, dis 'n geloof in ons land. Ek dink dit is so, dis lekker die skole rugby, wat jy nou sê, die onder 19, onder 20, dis deesdae het jy amper toets rugby, dan skole rugby, dan dalk URC en skole rugby staan nou seker al kop vir wie wil dit graag. Ek persoonlik, as jy my vra senior rugby, ek nou URC het ek nou die semifinal gekyk, as jy my vra, ek weet meer van skole rugby as wat ek weet nie eers wat se game Saterdag gespeel word nie, verstaan. So, maar dis presies wat jy sê, ek dink die nadeel, en dis seker waar ouers en afrigters 'n baie groot rol speel, daai kind se prioriteit is nog steeds sy akademie. En ek dink, ja, party skole dink ek party kry dit nie reg nie. Of die druk te veel is moeilik om te bepaal, want ek dink partykeer is dit te veel. Maar ek dink dis waar die verantwoordelikheid maar by die ouers en die afrigters raak. Maar dit is moeilik, want ons bly in so 'n wenkultuur, né? Die afrigters by skole rugby is professioneel. Hulle koppe is op 'n blok soos 'n URC coach of 'n Currie Cup coach of wat ook al. Ja, verseker. Ja, dis ja. Ek weet nie of dit ergens ons in die voet gaan skiet. Ek praat nou van éventueel, weet, want eintlik is hierdie die onderbou van ons suksesvolle Springbok rugby program. Alhoewel baie mense sal argumenteer, ja, maar daar's baie Springbokke uit kleiner skole uit wat nou vir die Springbokke speel, en is wonderlik. Ek bedoel, dis mos nou fantasties. Maar ek dink, soos ons aangaan, gaan mense begin sien dat dit word maar 'n trechter tipe van 'n ding, waar die room word maar gedruk na die
Die plattelandse se talentvolle kinders gaan maar na groot skole toe, gaan maar na rugby skole toe. Ek het nie ek promoveer dit nie. Ek sê maar net wat gebeur daar buite. Dis baie van die plattelandse seuns kom maar na die groot skole toe. In die Wes-Kaap gaan baie van die noordelike voorstede se seuns na die wynlande se skole toe. Jy weet, en dit gaan maar veroorsaak dat meeste van die volgende generasies Springbokke gaan maar uit hierdie skole uitkom. Ek dink dit is maar net logies so. En die coaching is uitstekend en die programme is uitstekend en dis eintlik beter as wat die kinders by enige unie eintlik ontvang op hierdie stadium van die geveg. Maar my bekommernis is die verwagtinge wat geskep word. Elke seun daar buite glo hy moet 'n kontrak kry of kan 'n kontrak kry en probably kry 'n kontrak, maar die realiteit van dit is daar's 4 URC spanne. Elke jaar kom maar omtrent so 150 goeie rugbyspelers in die junior stelsel in, of dit nou op universiteite is of unies is. So daar's so 150 hoopvolle manne. Nog 150 raak, want dis nou was nou 19, 20, 21, so jy weet dit raak 400 seuns wat sit en wag vir 'n geleentheid om in 'n URC span te kom. En daar is miskien net 5 plekke oop. So ja, dit is 'n baie moeilike situasie. Ek dink ons moet mooi kyk na die mental health van ons seuns. Ek dink ouers se rol is om altyd perspektief en balans te bring. Want ek dink is belangrik om te droom en ambisie te hê, is wonderlik. Dis hoe dit moet wees. Jy moet droom, jy moet hard werk. Maar ek dink ouers is daar, se rol is daar is om ook balans te bring, en ek het 'n groot hart vir dit, want ek voel mense verstaan nie hoe seer hulle seuns en dogters, of seuns, ons praat maar rugby, hoe seer hulle 'n seun maak met afbreekende kommentaar op sosiale media platforms. Hulle weet nie wat se skade hulle doen nie. So ek dink die rol van ons as ouers, ondersteuners is om maar lief te hê. Wees lief vir jou seun, wees daar langs die kant. Ek dink dis die grootste geskenk wat ons vir hulle kan gee, is om net daar te wees, dat hy weet jy's daar. En ek dink die grootste geskenk wat 'n pa eintlik vir sy seun kan gee, is om hom te let go. En om sy eie journey stap. Daar's 'n rede hoekom daar 'n afrigter vir hom is by die skool. Daar's 'n verskil tussen die titel pa en coach. So ek dink, en jy moet mooi onderskei, wie is ek? Is ek sy coach of is ek sy pa? Jy weet, en baie keer kry ons dit bietjie verkeerd, en ek gaan self my hand opsteek hierso, en dis mos in ons as pappas wat gespeel het, om maar te dink jy weet iets, en nou wil jy ook hierso 5 sent in chip hier en daar, jy weet, so, maar ek dink die grootste geskenk wat ons seuns kan gee, is om hulle te support, vir hulle lief te wees, en hulle te laat gaan. En wat ek daarmee bedoel is, let them go, verstaan? Ons is anyway nie in beheer van hulle toekoms nie. Daar's 'n groter hand in beheer van hulle toekoms. So vertrou dat hy op 'n goeie plek is, hy geniet dit, hy geniet sy rugby, dis lekker pelle, dis 'n voorreg om te kan speel. Ek dink dis die belangrike goeters, en ek dink baie keer trek ons daai ding so 'n bietjie skeef met al hierdie druk wat van allerlei oorde en akkoorde kom. En die aanvalle op sosiale media op ons seuns bekommer my, want die gevaar is, wat van daai 80% wat dit nie gaan maak nie. Want daar is letterlik net plek vir 10%, as ons eerlik is met mekaar. Wat van daai 85% wat nie gaan maak nie, en dan hoor hy nog op sosiale media ook hoe useless en swak hy is, en wat hy met homself gaan doen. en dit maak my hartseer, jy weet, ek raak nou 'n bietjie diep oor dit en so, en ons seel van die punt af, maar ek dink ons as ouers speel 'n baie belangrike rol in hierdie journey van ons seuns uit skool uit, waar hulle op hierdie absolute sterstatus hoë verhoog speel, en dan ewe skielik is daar so half 'n vakuum. En ek dink dis waar jy jou grootste rol kan speel as pa, is om daai vangnet te wees vir jou seun, en aan te moedig, te support,
balans te bring, perspektief te bring, aanhou aan te moedig, en nie deel te neem aan hierdie sosiale media, ja, daar's mos maar groepe en so aan wat berig is vir hulle vermoë om kinders af te breek en sleg te sê, en ek dink ja, ek dink 'n ou moet maar wegbly daarvan af. Ek dink ons moet mooi dink oor wat se skade ons woorde bring oor jong seuns se lewens. Ja, ek dink die mense vergeet nie dat ek dink mense krities oor selfs senior spelers moet wees, maar ek dink mense vergeet daar is nog steeds 'n kind. Daai is nog steeds 'n kind. Absoluut. Het hy die mental capacity om dit te verwerk? Dis eintlik irrelevant. Ek dink dit moet voor hom beland laat hy dit moet verwerk nie, verstaan? En ek stem saam met jou. Ek dink ons moet pas op dat die skole rugby, alhoewel ek's mal oor skole rugby, ek love it, ons volg al die games, jy het jou gunsteling spelers, maar op die einde van die dag moet jy besef, dis skole rugby. Ek hou nog van skole rugby, want daar's nog ek gaan nou NW gaan my bless weer daar's so authenticity aan dit. NW gaan vir my na die tyd moet sê wat sy regte woord vir authenticity, maar dis nog true. Opregtheid, ja. Ja, en ek dink net omdat daai kinders, en ek gebruik die woord kinders, alhoewel jong mans is, maar ek wil juist die woord kinders gebruik, want ek dink dis hoe die skare moet hulle nog steeds sien as kinders. Ek dink die druk raak te veel, en ek dink jy spot on met die support, en ek weet jy stap daai journey behoorlik, want jy het Liam gehad wat deur Paul Gim gekom het en nou by die Bulle is. Jy het Louis wat nou wat saam by Gim is, klein Louis, ek weet nie of ons hom klein Louis mag noem nie. Maar so ja, ek dink daai kom baie oor die pad, en ek dink 'n punt waar jy geraak het, en dis wat ons gesê het, presies dit, die ouers, daai spelers gaan deur hierdie 4 oond, en dan soos jy sê, 10% kan sê, ja, ons is daar deur is worthwhile, want ons gaan vorentoe, maar wat van die 90% wat wegraak, hulle raak fisies weg, en wat mense baie keer sê, want ek het op ons Facebook bladsy sit ek baie keer crime week programme, dan vra die ouens, ja, maar waar's al die ouens? Maar ek dink wat die ouens nie besef nie, soos jy nou sê 150 spelers deur die stelsel. Op senior vlak is dit 1500 nasenby, selfs meer deesdae, spelers van elke jaar. Nou het jy, kom sê toe die Bulls op hulle beste was, het jy Bakkies en Victor gehad. Dit was die slotpaar. Ja. Flip van der Merwe was nommer 3. Hulle het Dani Rousseau nou ook op slot gebruik. Hoe kom 'n jong van Skouenburg was daar? Hoe kom 'n jong ouetjie in? Dis net daar's nie vir hom 'n pad nie. So dink aan al die skramskakels wat vir 10 jaar agter Fourie Pre gesit het en voor Fourie Pre vir 10 jaar agter Joos van der Westhuizen gesit het. Ek dink daar's 'n generasie skramskakels wat uitstekende rugby spelers was wat net nooit 'n geleentheid sou gekry het nie, want Fourie en Joos was net so wêreldklas. En nou dag toe gesels ek met my ou cricket afrigter by die skool, en hy sê toe sy seun het in die tyd gespeel toe Mark Boucher net so op die deurgebreek het vir die Proteas, en hierdie seun bring toe nou die pa bring toe nou die seun na die cricket akademie toe en sê right, hy's 'n wicket keeper, jy weet, hy's 'n keeper batsman en hy wil nou inskakel by die akademie en hy het groot drome en so, en toe sê die af en toe vir hom, weet jy wie's Mark Boucher? Nee, hy het nie regtig, hy weet nie. Hy sê wel, hierdie ou gaan vir die volgende 15 jaar vir die Proteas cricket speel. Ek dink jy moet miskien 'n ander sport oorweeg. En dit is op jy sê kan jy golf? Kan jy golf of kan jy bal? Ek dink ons gaan jou skei. Kan jy spinbal? Maar ek dink so dit is maar ja, ek dink die skole rugby, maar ek dink is baie belangrik wat jy sê. Ek dink is konteks, maar altyd konteks sit. Ek werk ook baie met skramskakels. Ons gaan nou terugkom na jou goedjies toe. Ek werk baie met skramskakels en ek sal altyd vir hulle sê, geniet jy dit? Maak seker jy geniet dit. Hou aanpas. En terwyl jy ouetjie, ek sê altyd, jong ouetjies kom na my toe, as dit op sy terme is. As hy soontoe kom, hy sê, coach, ek love it, ek wil dit doen, dan doen ons dit. As daar 'n koppie begin hang, dan moet hy nie kom nie, verstaan? Want jy verloor daai ouetjie, hy verloor sy passion. Ja, dit wil jy nie hê nie. Ja, maar ek dink Dion
as ons kyk na die glas wat half vol is, né? Jy sê maar hoe mooi is ons skole rugby en hoe gesond is ons skole rugby en hoe wonderlik is dit as om jong ouetjies te sien wat die game opneem. Ja, die Springbokke het baie daarmee te doen gehad, né, om weer 'n opgewondenheid om rugby te speel, 'n passie by jong seuns het opgevlam, absoluut. En ek dink ook wat SuperSport Schools en hierdie wonderlike ding is waarin die seuns kan deelneem, het dit nog meer aangevuur. So ja, kom ons sien die glas half vol. Ek sê elke keer vir my mannetjie ook nou wat die voorreg het om te speel, eers wat 'n voorreg, jy weet, geniet dit. Dit is net 'n ongelooflike voorreg wat jy het om te kan rugby speel en om gesond te kan wees. So waardeer dit, jy weet, appreciate dit en ek dink dis so wonderlik om op 'n Saterdag by 'n skoolgame te wees. Ek is nie altyd so ek hou nie altyd van die kom ons sê die kompeterende neiging onder die ouers nie, maar en die mammas die mammas heel voor, maar ag, maar dis pragtig man, en dis wonderlik, en ek dink mag dit nog lank so wees, Dion, want mag dit nooit so wees dat kinders nie meer wil rugby speel nie, jy weet, want dit kan aan 'n ander kant toe gaan, jy weet, dat dit so erg raak dat dit kinders breek en nie meer wil nie, so mag dit nog vir altyd so aanhou, dat dit so mooi is en so lekker is, en daar's 'n opgewondenheid voel dit vir my oor skole rugby, en ek dink ons moet dit koester. Ek het toe ek by 'n vriend van my broer het een keer op skool het genoem en het altyd by my gestiek. En toe ek by Pretoria Boys daai afrig, het ek ook altyd vir die ouetjies gesê, en toe die een jaar, die ene ouetjie was ons fly-off en hy is toe in die Kaap iewers gaan swat en hy kom toe een keer terug en toe beaam hy wat ek gesê het. Maar en dis obviously ek nou die sê ding by die ou gekry. Ek het altyd vir hulle gesê voor 'n game, het ek vir hulle gesê, hulle geniet hierdie. Hierdie is moontlik die naaste wat jy aan toetsrugby in jou lewe sal kom. In terme van support, atmosfeer, die hele vibe, alles. En hy toe terugkom, want toe gaan speel hy klap rugby en goed, en hy kom toe terug en hy sê dis so waar. Hy sê skole rugby is die naaste wat meeste ouetjies aan toetsrugby gaan kom. Absoluut. Nou nog soveel te meer. Ja. Maar luister Louis, so obviously by Saru, sorry ek spring nou 'n bietjie rond maar net vinnig. Maar wat anders dan? Jy doen jy nou die skoppe ook? Iewers het ek so iets gesien op Facebook, of was dit net eenmalig geweest? Waarmee is jy nog betrokke buiten dit wat rugby aanbetref? Dion, ek help maar so hier en daar skoppertjies as daar jong ouetjies is wat 'n bietjie uitreik en graag wil gaan skop. So dit is nie 'n amptelike of offisiële iets wat ek doen nie, maar wat ek wel baie lief is voor is om, en ek dink dit is, ek kan net soveel ouetjies op my eie help. Ek is een man alleen, jy weet, as daar in 'n week, as ek by 10 ouetjies uitkom, is dit eintlik uitsonderlik. Ek sien omtrent so 2 ouetjies 'n week, 3 ouetjies 'n week, en is altyd dieselfde ouetjies. So dis nie asof ek my hande op baie ouetjies kry nie. Maar as ek ander afrigters kan help hoe om skoppe af te rig. Jy weet, kan ek byvoorbeeld, as ek 5 ander afrigters het in die land wat ook afrig, ewe skielik bereik ons 20, 30 ouetjies 'n week. So ek het so ietsie begin laas jaar waar ek graag wil skopafrigters oplei. Ek dink is nogal 'n groot behoefte. Jy weet, die skopwerk in rugby het eintlik so 'n groot impak. Jy kan nie eintlik, as jy na die data kyk, dis baie interessant, jy weet, op ons waar ek werk is alles data. Alles is data gerig, alles gaan oor statistieke. En as kyk die groot kompetisies in die wêreld, jy kan gaan vat Japanese League 1, jy kan gaan vat Super Rugby, 6 nasies, jy URC, vat al die groot kompetisies, Premier League wat Bath nou gewen het, die spanne wat die meeste drie druk, en dit spreek van self, ja, hulle wen die kompetisie, spanne wat die meeste drie druk, ja, 100%, maak sin, want dit gee vir die meeste punte, maar die oorsprong van drie kom uit lynstane uit, en dit is nie net dit nie, dit is lynstane wat jy het in jou opposisie sy helfte, of sy 22, ja, nou kom die mol gesprek in, en dis die waarheid, die meeste drie in rugby word gedruk van lynstane af, in die opposisie se gebied. So,
die kicking game, as ons nou Engelse terme kan gebruik, of die skopspel in rugby, het so 'n enorme impak, dat die span wat die meeste skop, die span wat die verste skop, en dan die span wat die meeste tackles maak. Want hoekom? Want jy gee die bal mos nou weg as jy skop, volgens al die kritisie. Moenie die bal wegskop nie. Maar jy skop die bal weg, want jy wil graag in die opposisie se gebied kom. Want jy wil lynstane hê daar, sodat jy drie kan druk en kompetisies kan wen. So die spanne wat kompetisies wen, reg deur die bank, het skop die meeste, skop die verste, maak die meeste tackles, en het die meeste lynstane in games, in die opposisie se helfte. So, ek dink skopwerk is so 'n groot deel van rugby, en ek dink, jy kan die beste skopplan hê, né, om nou, as ons nou noem van 'n skopplan, en noem ons nou die kicking game, baie, of rugby, gaan maar oor planne maak, en jy het 'n skopplan vir 'n spesifieke wedstryd. En kom ons sê, vir hierdie wedstryd, speel ons teen 'n baie aanvallende heel agter. Hy het beautiful voete, hy's vinnig, hy het visie, hy maak goeie besluite. So as jy lank op hom skop, en jy gee vir hom tyd, is jy in die moeilikheid. So vir hierdie naweek, gaan ons hoog skop van 9 af, sodat wanneer hy onder die bal staan en wag, kan ons hom, of ons kan, soos die Engelsman sê, 'n contest maak uit daai hoë skop uit, of ons kan wag dat hy die bal vang en hom duik, want dan is hy op die grond, en ons kan daai afbreekpunt aanval, counterrak, en probeer om daai afbreekpunt te wen. So ewe skielik haal jy dan met 'n skopplan hulle angel uit die game uit. Nou sê jy, yes, dis 'n great plan. O gats, ek het nou nie 'n 9 wat 'n goeie bokskie kan skop nie. Verstaan? So die bottom line van 'n skopplan gaan daaroor om goed te skop. En om goed te skop gaan oor goeie tegniek, baie repetisie. En dan wat baie ouens verkeerd kry, hulle gooi 'n sak balle neer in die middel van die veld en hy gaan skop. Maar rugby werk nie so nie. Waar in 'n rugby game kan jy 20 skoppe na mekaar palle toe skop? Jy kan nie. Rugby werk so, jy skop af, jy val terug. Iemand skop die bal op jou, jy skop 'n up en ander en jy chase. Dan is jy in die defense line. Dan maak jy 3 tackles. Dan kry die bal, jy pass, jy volg op. Dan jy staan die bal af, nou skop hulle terug, jy chase weer en jy skop terug en hier kry nou 'n penalty want iemand was omkant. Nou skop jy palle toe. So rugby werkie, so jy moet, as jy skoppe oefen, is daar vir my 'n plek en 'n tyd vir tegniek, 'n plek en 'n tyd vir repetisie, maar 'n plek en 'n tyd om te oefen soos wat jy gaan speel Saterdag. So jy moet situasies kan skep waarin jou kinders leer hoe om te tackle, te pass, terug te chase, te sprint, weer te tackle, te pass en dan palle toe te skop. En dan moet jy nog bietjie druk ook bysit. So dan moet jy nog bietjie sê, right, hierdie skop, die telling is 9-7, dis net voor halftyd. As ons hierdie skop oorskop, is ons 10-9 in die change room. Baie belangrike skop hierdie. So jy kan 'n bietjie as 'n afrigter die druk ook 'n bietjie opsit en dit is my passie om dit vir die kinders te leer. So waar ek skoppe afrig, is dit my proses, werk aan tegniek, repetisie en situasie tipe afrigting. En ja, ek het so 'n bietjie van 'n droom om dit met afrigters te deel. So ek noem dit sommer Sweet Spot Kicking Agency, en die Sweet Spot deel gaan oor, is dat as jy op jou voet is daar 'n plekkie, as jy daai bal daar op die sweet spot raak skop, dan is dit 'n goeie skop. So ek het sommer dit gevat, en ek is 'n groot voorstander of groot believer in sweet spot op jou voet. En die Kicking Agency deel staan vir, ek wil graag 'n agentskap word vir skopafrigters, of die opleiding van skopafrigters lê my na in die hart, want ek dink ek kan 'n groter impak hê as wat ek op my eie kan hê, deur ander afrigters toe te rus met die vaardighede om skoppe te kan afrig. So ja, so op die kant probeer ek so 'n bietjie dit ook doen en aan die gang kry. Ja, Louis, daai is briljant. Dit is absoluut briljant. Ek dink dit is presies wat ek gesien met my 9's wat ek ook werk. Dan bel iemand jou hier uit. Jy's al snaakse plekke, maar jy kan nie daar uitkom nie. Hoe kan jy jou in die hande kry? Ja, enige tyd my e-mail, en dis baie maklik, info@sweetspotKickingAgency.com. Ja. En dan sal ons info@sweetspotKickingAgency.com.
Ja, en enige ouers wat belangstel om hulle kinders te stuur. Ek het al reeds 'n hele paar afrigters reg oor die land wat saam met my werk. So as jou mannetjie byvoorbeeld in, kom ons sê, Port Elizabeth is of in Pretoria, ek is al reeds besig om afrigters daar op te lei. Nie dat ek myself nou uitmaak as die kenner, ek leer baie meer by hulle ook. Maar saam glo ek as 'n groep afrigters leer ons by mekaar, ons raak beter. En ek het ook vir al die afrigters gesê wat huidiglik saam met my 'n bietjie journey op dit. Ons moet eers hierdie jaar net afrig. Ek wil soveel as moontlik afrig want ek glo ek kan 'n 9-jarige seentjie by 'n 9-jarige seentjie leer hoe hy dit doen. Net so baie kan ek by 'n professionele skopper leer. Jy weet, so hoe meer ek afrig en hoe meer seentjies ek help, hoe meer spelers ek kan help, hoe beter afrigter word ek. En die plan is om bietjie dan later in die jaar 'n kurrikulum saam te stel en dan te sê, right, okay boys, ons is nou reg. Enige afrigter wat wil inskryf of wil deelneem aan die opleiding, let's go. Kom ons kry 'n lekker paar afrigters daar buite wat met die kinders kan werk. Ja, ek dink dit is briljant. Ek dink is wat jy sê is hulle praat mos van wat is pattern recognition, maar patrone. En soos jy sê, as jy al 10,000 passe gesien het, dan begin jy daarin sien wat's fout. En as jy al 10,000 skoppe gesien het, dan begin jy dis nie dat jy goed is nie, jy sien dit net 10,000 keer, verstaan? Absoluut. So nee, daai is briljant, Louis. So ons sal daai ook som op 'n link sit, laat die ouens jou bel. Maar en hoekom ek dink daai is belangrik is ek het vir baie ouens al gesê, ek het as scrum skakel het ek hulle het my onder 15 het hulle my scrum skakel toe geskuif. Want toe is ek die kleinste in die span. En toe en ek kan onthou die eerste oefening wat ek op scrum skakel speel, toe staan ek by die scrum en soos ek die bal wil ingooi, toe tik die ou my die oppositie flank by so my been en ek kyk toe vir hom so en hy wys toe vir my ander kant. So en ek sê vir baie ons dat soos my goed wat ek nou doen, dan sê hulle vir my is dit wat jy gesê het. Nee, jy weet ek myself geleer. Niemand my geleer nie. En ek dink jy voordeel wat die terug na die skole rekkie toe wat die jong spelers, die voordeel wat die jong spelers deesdae het is hulle het regtig ek wil nie sê in ons daar nie, hulle het soveel meer tools of geleenthede om beter te raak soos dit byvoorbeeld. So ek ja, net om aan te sluit by my vorige punt rondom die skopafrigting en goeders. Ek het ook 'n hart vir paas wat 'n pad stap saam met rugby spelers of skoppers. En ek dink baie keer, jy weet, as jy nou self nie geskop het nie, maar jy's 'n pa van 'n skopper. Jy weet, dan voel 'n ou partykeer bietjie magteloos. Jy weet, my seuns het hokkie gespeel in die laerskool. En dan moet ek nou in die namiddag hierso 'n bietjie hokkie oefen, maar ek het nie 'n idee hoe om hulle te help nie. En dit was my nogal baie frustrerend en ek dink met skop af met pappas wat skoppers het wat self nie geskop het nie. Dink ek is daar ook 'n plek waar ek 'n hart het om te sê by ons as 'n oue kliniek aan, ek het nou al 'n hele paar van hierdie klinieke aangebied. Ek noem dit sommer 'n dads and lads skopkliniek. En wat ons dan doen is ons nooi die pa saam na die kliniek toe en pa coach daai dag saam met my. En so ons sal byvoorbeeld drie beginsels doen op daai dag. Sê nou maar een sal wees hoe stel ek die bal? My kom ons noem dit nou my voorbereiding. Hoe stel ek die bal? Dan teen wat se hoek ek terugstap en dan die laaste ding die strike en die follow through. Sê maar ons doen nou dit vir daai dag. Dan sal ek elke beginsel verduidelik en dan sal ek 'n paar drills gee, maar dan sal pappa die coaching doen. So wanneer pa daar wegstap, het hy nogal 'n redelike goeie idee van die 3 belangrikste beginsels. En ek sê altyd vir die seuns, right, julle sê mos altyd manne, as ons as paas vir julle sê, okay, maar hoekom staan jy nie 'n bietjie links hier? Dan kyk julle ons so snaaks aan en sê, ja, maar coach sê ek moet hier staan. En ek dink my hart is ook om vir paas 'n bietjie tools te gee. Want ek dink die mees kosbare tyd wat ek onthou, ek saam met my pa gehad het, was die tyd wat hy saam met my gaan balskop het en balle teruggeskop het en net saam met my op die rugbyveld was.
Hy het nou nie hy het my alles geleer wat ek geweet het oor skopwerk. Hoe om die bal vas te hou om 'n torpedo te skop, hoe om 'n nekomdraai te skop, hoe om pale te skop. Het ek alles by my pa geleer. Want hy het nou self geskop, nee, maar daar's baie pa's wat nie daai tools het nie. En my kosbaarste tyd saam met my pa, wat ek onthou, was daai tye wat hy my geleer het hoe. En ek is hom vir ewig dankbaar daarvoor. So ja, ek dink dis nogal ietsie wat my na in die hart is. So saam met die opleiding van afrigters, wanneer ons klinieke doen, dan nooi ek die pappa saam op die veld, hy coach saam. En ek hoop daar's 'n bietjie van daar's 'n koneksie wat daar plaasvind, 'n hartskonneksie tussen pa en seun, om 'n bietjie ja, nou weet pappa ook nogal ietsie van skopwerk. Is nie net meer die laaitie en die coach by die skool hier. So dis nogal vir my ook lekker om dit te doen. So ja, ek sien nogal uit daarna. Ja, ek dink dalk geniet die paas dalk meer as die kinders. Want dit is lekker, jy weet, as jy ouer word, jy wil weer in die mix wees, so. In my dae. My dae. So Louis, maar dit was baie lekker geweest om met jou te gesels. Hierdie is die eerste, maar definitief nie die laaste nie. Ons sal weer die toekoms gesels en ja, sterkte daar by SARU, maar ook sterkte met jou ek gaan dit nou maar Skop Akademie noem. En dan ja, die ouens wat luister, asseblief versprei die woord, laat ons Louis ondersteun, want deur hom te ondersteun ons eintlik SA Rugby, want almal gaan beter word. So Louis, maar baie dankie vir jou tyd, ek waardeer en sterkte vir jou daai kant. Baie dankie Dion en dankie vir julle wat julle ook doen en ja, vir al die paas daar buite. Wees lief vir hom, support hom, wees langs die veld vir hom en laat hom gaan. So ja, baie sterkte daarmee.